Welkom by die Suidlanders Media YouTube-kanaal. Ons hoop dat jy hierdie aanbieding insiggewend vind, veral omdat dit baie vergelykings het met Suid-Afrika vandag. Hierdie video weer handel oor ernstige en sensitiewe situasies en die materiaal uiteraard is grafies. Dit bevat ontstellende materiaal wat verband hou met volksmoord, geweld en burgeroorlog. Ons benader die onderwerp streng as 'n opvoedkundige dokumentêre aanbieding om die lesse uit die geskiedenis te deel. Dit wat die Bosnië burgeroorlog ons leer oor oorlewing wanneer dit te laat is om volksmoord te voorkom. Na al die ander stappe plaasgevind het wat ons in vorige video's bespreek het, die ontwapening van burgers en groepe, nadat deeglike inligting ingesamel was oor die verskillende groepe wat baie self deur die slagoffers gedeel was in die denke dat dit bydra tot nasionale beplanning, nadat oorweldigende propaganda, leuns en etniese spanning versprei was in die siege van die populasie, nadat daar weghol misdaad, roof en moord normalisering daarvan veroorsaak het, nadat beweging bekamp was en daar padblokkades in plekke opgerig was wat gelei het tot aanvalle, nadat segregasie tussen groepe, mans en vrouens plaasgevind het, waaronder dwangarbeid in groot gedeeltes gesien was, en die perversiteit van daardie prosesse, waar groot slagtings van derduisende plaasgevind het diene ontaard in volskaalse volksmoord in 1992. Dit dan, uitbarsting van massamoorde met die doel op etniese uitwissing. Dit het die realiteit geword, die omstandighede wat mense genoodsaak het om te vlug vir 'n lewens. In Bosnië het die proses nie by geïsoleerde aanvalle of plundering gestop nie. Nadat die voorbereidende fases voltooi was, het die geweld oorgedra in sistematiese massamoorde wat daarop gemik was om hele bevolkingsgroepe van die land af te vee. Die doel was nie bloot om te wen nie. Dit was om die ander groep permanent te verwyder. Etniese uitwissing in die letterlike sin. Die massamoorde was gekenmerk deur uiterste brutaliteit en 'n volledige afwesigheid van simpatie of genade. In dorpe en stede soos Prijedor, Foča en veral Srebrenica is mans en seuns uitgesonder, weggevoer en in groepe tereggestel. Die moordaksies was nie altyd vinnig en doeltreffend nie. Hulle was dikwels onmenslik en wreed. Mense is geslaan, gemartel en verneder voordat hulle doodgemaak is. Liggame is in massagrafte gegooi of in riviere gestort. Daar was geen onderskeid gemaak tussen vegters en burgerlikes nie. Die weerloosheid van die minderheidsgroepe teenoor die oorweldigende meerderheid en hul gewapende magte het die slagoffers geen kans gelaat nie. Baie kon geen weerstand bied nie, veral omdat hulle reeds ontwapen was of omdat die getalle eenvoudig te groot was. Hierdie moorde het dikwels in 'n vlaag van geweld plaasgevind. Een dorp na die ander is geteiken. Die proses was vinnig en doelgerig. Groepe gewapende mans het mense geïdentifiseer, geskei en in baie gevalle onmiddellik of kort daarna vermoor. Die skaal was enorm. Derduisende is in enkele dae of weke uitgewis. Dit was nie chaotiese gevegte nie. Dit was georganiseerde uitwissing van mense wat as ongewens beskou is. Vir diegene wat oorleef het dit beteken dat vlug die enigste opsie geword het. Diegene wat wou bly of nie betyds kon ontsnap nie, het die volle geweld ervaar. Die wat kon vlug, moes dit dikwels doen onder die grootste druk. Baie het net met die klere aan 'n lyf en wat hulle in hulle hande kon dra, die pad aangepak. Huise, besittings, dokumente en selfs familielede is agtergelaat om te oorleef. Die hoofroetes, paaie en hoofweë was uiters gevaarlik. Padblokkades, gewapende groepe en patrollies het dit byna onmoontlik gemaak om die maklike paaie te gebruik. Mense moes dus moeilike alternatiewe roetes volg, deur berge, oor riviere, deur woude of nagte lank stap om opsporing te vermy. Die vlug was nie net fisies uitputtend nie. Dit was ook psigologies verwoestend. Mense het geliefdes verloor,
nie geweet waarheen om te gaan nie en in konstante vrees geleef dat hulle gevang sou word. Hierdie werklikheid van massamoorde en gedwonge vlug wys hoe vinnig 'n samelewing kan ontaard wanneer die vroeë waarskuwingstekens geïgnoreer word. Die minderheidsgroepe was dikwels heeltemal weerloos teen die getalle en die organisasie van die aanvallers. Die gebrek aan simpatie of genade het beteken dat selfs oorgee of onderhandeling in baie gevalle geen beskerming gebied het nie. In Suid-Afrika sien ons reeds patrone wat herinner aan die vroeë fases wat tot sulke uitkomste kan lei. Hoë vlakke van geweld, plaasmoorde met buitengewone wreedheid, xenofobiese aanvalle, onrus en plundering, en politieke taal wat groepe verontmenslik, skep 'n klimaat waarin weerloosheid kan toeneem. Die les uit Bosnië is dat wanneer hierdie elemente saamvloei, die oorgang na massamoorde en etniese uitwissing nie 'n teoretiese moontlikheid bly nie. Ons boervolk het ook profete gehad wat oor sulke toekomstige geweld gewaarsku het. Johanna Brandt het visioene gehad van groot ontwrigting en lyding in Suid-Afrika. Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg, beter bekend as oom Siener van Rensburg, het gedetailleerde profesieë nagelaat oor oorlog, bloedvergieting en moeilike tye wat ons volk sou tref. Sy profesieë beskryf patrone van geweld, verdeeldheid en lyding wat baie ooreenstem met hoe volksmoorde in die geskiedenis ontvou het. Hierdie boerprofete en hul boodskappe is deur die vervullings daarvan getoets en hulle word as opregte profete beskou, veral omdat hulle profesieë gegrond is in die Bybel. Hulle dien as 'n herinnering dat waarskuwings uit die verlede ernstig opgeneem moet word. Die werklikhede vanuit Bosnië wys dat wanneer die proses eers tot massamoorde en etniese uitwissing oorgaan, die enigste oorlewingsopsie vir baie om te vlug word. Dikwels onder haglike omstandighede en met minimale besittings. Dit is waarom voorbereiding en gemeenskapsorganisasie so belangrik bly. Diegene wat betyds besef het wat kom en stappe gedoen het, het 'n beter kans gehad. Sluit aan by die Suidlanders, 'n georganiseerde noodplan spesifiek vir ons boervolk. Bly waaksaam, bou selfstandigheid en vertrou op ons Skepper wat 'n plan het. Leer uit die geskiedenis sodat ons nie dieselfde foute herhaal nie. Bly ingeskakel vir die volgende episode waarin ons verder kyk na die lesse uit hierdie donker hoofstuk. Vader se seën vir julle elk.